Hallelujah.
binnenvader weer ongehoord zijn. Maar de dagen laten je waar is. En we namens dominee en die kerkrachten in het jaar zeer baie hartelijk welkom. Kom ons geniet ook vanochtend hierdie kortdienst met ons samen. En dan bidden is voor die Here en die eredienst. Ons weet ook dat die Here ons jaar vanochtend een speciale zin sal hê. Ek hou aan die voorgang afkondiging, soos weer jy aan die kerkraad goedgekeur. Vanochtend is dit 'n gewone diens. Ons liturg en prediker is doen EMS Jantjies. Ons aktiwiteite vir die week is as volg. Môre aand om 6:00 kom die brigade bijeen. En ons brigade dan ook op 'n program met hulle 'n karate aanbieding. Dan ons vrouediens vergader môre aand om 6 namiddag en hulle nooi ook nuwe lede uit om hulle aan te sluit. Dinsdag aand om 7:00 kom die voorbediening en nuwe lede is ook meer as welkom om te kom aansluit. Woensdagoggend gemeente bidtijd om 10 voormiddag. Woensdag aand gemeente bidtijd om 7 namiddag. Donderdag aand komt die volwassen organisatieklas bijeen om 7:30 en vrijdag aand om 6 namiddag vergaderen die lofaanbidding en CYM. Die gemeentese voorbeeld dierbaars wordt gevraagd voor die volgende. Ons leeraarsconferentie wat eerstkomende week zal plaatsen in George vanaf 24 tot 26 februari. En onze leraar zal onze gemeente daar vertegenwoordigen. Die gemeentese voorbeeld wordt ook verder gevraagd voor ons vrouwendienst. Zo'n conferentie te Godin Spa, maar vandaag het einde loopt. Ons bid ook aan dat Sapola en Sambede ook al die andere afgevaardigdes ook veilig aan de bestemmings zal aankomen. Verder wordt de gemeente een voorbeeld gevraagd voor ons brigade, waaraan vandaag de sierbraak is, waar hulle ook een bataljonsvergadering dagkamp bijwoon. En die brigade houdt op 7 maart hulle mini-bazaar om 8:00 by die kerk en hulle lees die volgende items wat hulle gekoop het. Gemmerbier, ontbijt, vruchten en groente, braai, kindertafel, puddings, voorwijntjes en donuts, spuitkoos, brode, die pannenkoeken en as het ook een kaal was, wees. En indien die belangstelling om dan een kaartje of een kaartje te krijgen, dan kan de kapitein de Lisa's leer inschakelen. Geliefdes, soos ons ook op maandag weer vergadering met die officieren, dan ook verneem met ons brigade, is een van die organisaties wat echt maar baie fondsen benodig om hulle activiteiten te gaan besturen en vernoemen. En daarom versoeken ons die baie graag om een groot getal op 7 maart ons brigade te doen ondersteunen. Bij dinsdag gaan we vanaf volgende zondag koekjes gekookt in 20 rand. De gemeentelijke voorbeelden wordt gevraagd ook voor die buitenwijk nagmaaldienst, waar dat vanmiddag om 12:00 zal plaatsvinden. En die leraar zal die nagmaaldienst hanteren. Die volgende zieken, algehele voorbeelden worden gevraagd. Alles bejaarden van ons gemeente, als ook ons gemeenschap. Want dat de persoon als de rijke beerkwam en die voortzet, wat een kan aanstellen bij luisteren. Als dat ook aan Sister Sarah Baakman aan de 9, wat ook tekst aanstelt, aan de David of zo. En dat ook een persoon als aan Sister Trudy Maurice, die vrouw van Jack Maurice. Die verjaardag wordt dat hier bij ons vrouwdienst. En die blommenbeurt bij jullie maand is week 17. Geliefdes, dus dat is gemeentelijke afkondigings. En bij de Heer is geschiedt die ons gemeente in al onze werkzaamheden. Vrouwdienst. Goedemorgen gemeente, namens de vrouwendienst neem ik graag die wat gedelegd bejaarden dit vandaag en gaan we er maar staan.
Lieve gemeente, broers en susters, hartelijke goeiemorgen. Goeiemorgen, broers en susters. So ek vanoggend in die huis van die Here te wees en op so 'n wyse met mekaar vanoggend saam kan kom. Soos broer Henny vanoggend gesê het, vir die paar oomblikke wat ons met mekaar hier saam is, het ons die voorreg om die Here te aanbid. Maar het ons ook die voorreg as 'n geloofsgemeenskap om vanuit mekaar se teenwoordigheid versterk te word. Ek het op 'n keer genoem geliefdes by die erediens, het ons die voorreg om te hoor hoe dat God aan werk is in elkeen van ons lewens. En dan word ons daardeur bemoedig om te hoor hoe dat God wonders in ander mense se lewens hierdie week gedoen het. So die kerk is ja 'n gemeente waar ons God aanbid, God met ons spreek, maar dit is ook 'n geleentheid waar ons mekaar vanuit ons mens wees en vanuit ons pelgrimtog saam met Jesus deur die week kan getuienis van wees. Geliefdes, ons wil ons erediens vanoggend begin met die woorde van 1 Korintiërs hoofstuk 9, 1 Korintiërs hoofstuk 6 en vers 19 verskoon tog wat sê: Of besef julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle en die Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Geliefdes, omdat ons dan juis die huisvesting van die Heilige Gees van God is, skenk God vanoggend vir ons ook sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroep van die Here en dan sing ons met mekaar saam Liewe Sions Gesang 288, Gesang 288, blye versekering, Jesus is my, voorsmaak van glorie, heerlik en rein, los van die sonde, eens deur gekoop, is ek Gods kind nou, salig en leef. Kom ons staan saam en ons sing al die verse tot eer van die Here. Oh
weer genaamd Lydenstyd. Lydenstyd is die 14 dae vanaf Aswoensdag tot en met Goeie Vrydag, waar ons as kerk genooi word om die lydensweg van Jesus Christus mee te maak. Tydens Lydenstyd word die kerk en gelowiges genooi om hulle self voor die aangesig van die Here te kom buig. Hulle self voor God te verootmoedig en as te ware hulle self op te gee ter wille van Jesus Christus. So gedurende hierdie tydperk het ons die geleentheid om ons selfsterwe voor die aangesig van God te oefen. Nou as jy op Facebook kyk, dan sal jy ons sien elke Saterdag het hulle hierdie parkrun. En ek het nou gister se parkrun gesien, dat sommige van ons het oude oudjes ook nou die parkrun. Ek gaan nou nie namen doen nie, kyk maar op Facebook, as ek nou sien die mense in die linkerkant, daar hou die goue oudjes. Hulle is ook nou by die parkrun. Maar Lydenstyd en broers en susters is ook 'n geleentheid waar God vir ons as 'n geloofsgemeenskap gewone uitnooi om ons afhanklikheid voor die Here te oefen. Te oefen deur te sterf in onsself sodat Christus meer in ons kan word. En Lydenstyd en broers en susters word die kerk genooi om minder van hulself te word en meer van Jesus Christus. En geliefdes, ons word alleenlik meer van Jesus wanneer ons gelyk word in sy beeld. Johannes hoofstuk 13 en vers 35 sê die volgende woorde: Ek gee julle 'n nuwe verbod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. As julle mekaar lief hê, sal almal weet dat julle my disippels is. Sien liewe broers en susters, ons disipelskap word gekenmerk in ons liefde vir mekaar. En wanneer ons meer van onsself laat sterf op die altaar van Jesus Christus, kry ons die geleentheid dat die liefde van God meer gestalte kry in ons. En daardeur kry ons die reg om mekaar lief te hê. Sien die broers en susters, wanneer ons hierin sukkel, wanneer ons hierin uitdagings het om een die ander lief te hê, wil ek vir ons sê, dat daar nog te veel van ons in ons lewens sigbaar is. Dat daar nog te veel van ons eie egos in ons lewens leef. Dat daar nog te veel van ons eie identiteit in ons eie lewens leef. Jesus nooi ons uit in die liefde te plaas, om die egos van onsself te laat sterf. Ons eie prentjies af te breek, sodat Christus gestalte in ons kan leef. Kom ons verootmoedig onsself op die aangesig van God, geliefdes, en ons sing met mekaar saam Psalm 3:8-5. The new commandment that I give to you is to love one another. Kom ons staan vanoggend met mekaar saam en ons verootmoedig onsself op die aangesig van God en ons sing dan met mekaar hierdie Psalm. The new commandment that I give to you is to love one another. Is to love
onsself voor die aangesit van die Here verloor. Kom ons vat die persoon se aanplaas in ons en sê vir die persoon jy het die liefde van die Here. Wanneer ons na die broers en susters en opregtheid ons liefde teenoor mekaar bely, dan is God se liefde ook in ons lewens sigbaar. Ons bely ons geloof, broers en susters, nie omdat dit 'n ritueel of 'n tradisie is binne ons kerk nie. Ons bely dit omdat ons dit glo, waarom ons dit ook uitbeleef. En as ons hierdie woorde wat ons nou gaan bely, nie met ons harte bedoel nie, dan beteken dat ons gemeenskap met die ander ook maakliks voor die aarde sit van God nie. Kom ons bely dat ons ook oprecht ons geloof dat die Here weer die volgende woorde bespreek. Ek glo God die Vader, ja maar ons krijg eintlik dus die susters en dan die Here te kom dien met ons offerandes en collectes. Gebruik van ons kerkers, dat die diakens by die omsal kom en dan ook die bakkerij, dan die skatkis, dat hulle die offerandes en collectes by die opneem. Ons wil dan ook net vir die iedereen's herinnergeleefdes, dat vanaf volgende Sondag, dis nou die 1 Maart, dan sal ons die vierde collecte ook wanneer die kerk begin opdeel en dan sal die diakens dat ook van volgende Sondag af tydens die erediens die offerandes as hulle begin het jaar. Kom ons gee vanoggend die dankbaarheid vir die Here terwyl die offerande dan ons begin met 'n paar padjies. So
Goeiemôre gemeente, kom ons aan. Almagtige Vader, ons verlosser, U wat vir die gee, wat vir hulle is, en wag tot U dit vir hulle gee. Ons kom vanoggend na U en sê vir U dankie dat U vir ons hier die week gespaar het, dat ons elke oggend kon uitgaan en kon werk en opvang om 'n loon te kon verdien. O Vader, baie dankie dat U vir ons elke dag 'n geskenk gee, 'n geskenk van lewe. En dankie dat ons volgende hier as gemeente kan by mekaar kom om U daarvoor te prys en dankie te sê. O Vader, maak dit ook vir ons moontlik om dan hierdie week uit te gaan en te gaan doen wat ons wil doen. Dankie vir al die genade, baie dankie vir al die liefde in U grote naam sal U. Amen. Ons sondagskoolnaatjies gaan nou vanoggend eintlik so iets van 'n indikasie gee oor wat ons boodskap vanoggend gaan wees. So as jy nou nie die preek kan onthou nie, dan moet jy nou die boodskap van die sondagskool vanoggend. Maar ek is ons het vanoggend mooi gepraat oor wat ons les vanoggend was, né? Julle gaan nou saam met my praat en sê wat ons oor geleer het, né? Ons liggaam behoort aan Jesus. Ons liggaam behoort aan Jesus. Daar, my liggame tempel. Nou daai mense wat daar agter sit, kan nie, hulle kan dit nie hoor. Nee. Ons liggaam behoort aan Jesus. Daar is my liggame tempel. Ons boodskap vanoggend, broers en susters, is dat ons as mens behoort aan die Here. En ook aan ons aan die Here behoort, maar het vat dit ook die lichaam, die tempel van die Here. Maatjies, kom ons saam, dit is so mooi, en dan gaan ons ons gebied vir die gemeente vanoggend. So, let's go with the maatjies. Dit is zo. Of vanoggend soos Dr. Natie Lander gepreek het
op RSG, dat God ons vanoggend sal omarm in watter moeilike tyd ons in die lewe ook al mag wees. En ons altyd daaraan herinner word aan Psalm 34 vers 19 wat sê, die Here is naby die wat gebroken van hart is, en hy help hulle die verslaaf is van hulle gees. Kom ons bid vanoggend voor saam. Kom ons sluit dit ons voor. Deur storms en sonskyn, deur liefde en pyn, Jesus met sy lyding, die hartseer laat doen. Ja, alles wat hy aan ons doen, aanvaar ons gebed. Ons kom maar net die dankbaarheid aan U die eer gee. Ja, ons kom vanoggend om vir U die eer te gee, want daar is niemand soos U. Ja, ons wil vanoggend bid vir diegene wat vanoggend 'n moeilike stryd het om deur te maak. Die een wat vanoggend vasgevang sit, Here. Diegene wat vanmorgen doofheid gekleed. Here, U is die een wat die band kan verbreek. Ons bid vanoggend, Here, dat U ons vanmorgen sal kom vul met U Heilige Gees en dat ons vanoggend sal luister wat U vir ons kom sê. Hemelse Vader, ons gebed is vanoggend dat U die woord sal kom seën, dat U ons vanoggend gevange sal neem, dat U alle magte sal kom afsny, dat ons vanoggend net na U stem sal luister. Here, wanneer ons hier uit sal stap, ons sal sê, waarlik, die Here was op hierdie plek. Kom seën U ons, Here. Sit ons vanmorgen, Here, op 'n nuwe pad, na 'n nuwe bestemming. In Jesus' naam. Amen. As u Bybels het, dan is ons in Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2 en hopelijk deur die genade van die Here maak ons vanoggend klaar met Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2 en ek lees graag van vers 19 tot en met vers 22 van die teks in die Weergawe vertaling. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar mede-burgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Jesus Christus self die hoogste is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God. En hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis God woon. Tot sover die woord van die Here, geliefdes. As ek nou saam met ons vanoggend kan praat aan die hand van ons voorgeleesde teks, wil ek vanoggend dan in hierdie paar verse praat saam met ons onder die tema, ons is tempels vir die Here. Ons is die tempels vir die Here. Nou geliefdes, 'n tempel vanuit die Ou Testament was gewoonlik 'n plek gewees waar die teenwoordigheid van die Here binne die konteks van die geloofsgemeenskap voorgestel het. Daarom wanneer jy die Ou Testament lees, dan sal jy agterkom dat die Israeliete 'n baie groot agting gehad het vir die tempel van die Here. Daarom toe Dawid as koning aangestel word vir die Here, was Dawid se een groot motief
die Dawid se een groot motivering in die lewe gewees dat hy graag 'n tempel vir die Here wou bou. Want hierdie tempel het vir die geloofsgemeenskap God se teenwoordigheid beteken. Met ander woorde, as daar nie 'n tempel was nie, het die Israeliete en die gelowiges gevoel asof daar nie 'n teenwoordigheid van die Here in hulle midde was nie. En daarom, toe Dawid nie dit reg kry om die tempel van die Here te bou nie, maar sy seun Solomon het wel reg kry, en Dawid het net 'n tent van ontmoeting vir die Here gebou. Want vir die Ou Testamentiese volk was die fisiese gebou, die fisiese tempel 'n kardinale element in hulle geloof. Maar dis waar hulle God gaan ontmoet het. Dis waar hulle God se teenwoordigheid ervaar het. Dis waar hulle God van aangesig tot aangesig gesien het. Maar nou, die broers en susters, in die Nuwe Testamentiese tyd, onder die dispensasie van Jesus Christus, word vir ons vertel vanuit die briewe van Korinthe, reg deur die ander briewe van die apostel Paulus, dat hierdie fisiese gebou, naamlik die tempel, nie meer so 'n kardinale element meer is nie, want Jesus Christus het nou almal van ons tempels van die Here kom maak. Hierdie broers en susters, binne die paar verse van Efesiërs, hoofstuk 2 vanaf verse 11 tot en met verse 22, in hierdie 11 verse beskryf die apostel Paulus dat juis hierdie konnotasie wat gemaak word van ons as die tempel van die Here Jesus Christus. Wanneer ons onthou, broers en susters, het ons begin in Efesiërs hoofstuk 1, waar ons, broers en susters, herinner was daarin dat ons ver van die Here af was. Hier, broers en susters, praat die apostel Paulus hier met die Jode en die nie-Jode, en hy sê as te ware vir die nie-Jode, dat hulle ons aan die buitekant van die geloof gestaan het. Met ander woorde, hulle het geen kennis gehad van God nie. Hulle as te ware het geen assosiasie met God gehad nie, omdat hulle ver weg van God gestaan het. Maar nou kom Paulus en hy gaan verder en hy sê, dit was nie net die Jode wat ver van God gestaan het nie. Dit was eintlik alle mense hier op aarde vanweer hulle sondige natuur. Almal Jode, nie Jode, kerkgangers, nie kerkgangers, belyers, nie belyers, almal van ons, sê die apostel Paulus, het ver weg van God gestaan op grond van ons sondige natuur. En ons het baie lank daaroor gepreek in Efesiërs hoofstuk 2, waar hy vir ons gesê het, maar julle was dood as gevolg van julle oortredinge. Met ander woorde, julle was nie lewend in die aangesig van God nie. Maar het ons laasweek gehoor, Jesus Christus het ons lewend kom maak. Hy het ons uit die sondige staat, broers en susters, opgelig en het ons weer kom laat lewe. Hy ons wat ver van God afgestaan, het hy nader gebring, sodat ons in versoenende verhouding met God die Vader kan leef. En dan het broer die Heiden vir ons gepreek en vir ons daaraan herinner, omdat ons nou nader na God toe gekom het. Omdat ons weer lewend gemaak is ons nou medeburgers van God hier op aarde. Wat beteken dit dat ons medeburgers van God is? In eenvoudige terme sê dit, broers en susters, vir ons dat ons die tempels van die Here hier op aarde is. Dat ons, broers en susters, as te ware nou die huisvesting van die Heilige Gees hier op aarde is. Ons is lewend gemaak sodat ons, broers en susters, in 'n staat kan wees om die Heilige Gees te ontvang. God het ons, broers en susters, die Jesus Christus nader na homself toe gebring, sodat ons in die kapasiteit kan leef
29:20. Ons hoort nie meer aan ons self nie. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Met ander woorde, broers en susters, ons is maar net 'n houer wat die heerlikheid van God binne in ons ontvang en nou lewe ons met daardie gevulheid van God die Vader binne in ons. En wat beteken dit vir ons volgens die apostel Paulus? Binne die eerste plek, broers en susters, wat Paulus vir ons hier wil kommunikeer wanneer hy sê, ons is die tempel van die Here, sê die apostel Paulus vir ons, dat ons 'n nuwe identiteit het as gelowiges. Ons word nie meer geken na ons sondige natuur nie. Ons word nie meer geken as hulle die ver van God afstaan en wat geen assosiasie met God het nie. Ons word nie meer geken as 'n volk wie nie 'n herder het en wat as te ware rondhardloop sonder enige leiding nie. Nee, Paulus sê vir ons hier in hierdie verse, julle het 'n nuwe identiteit ontvang toe Jesus vir julle lewe kom maak het. Toe die grootheid van God se barmhartigheid oor julle uitgestort word, is julle menswees verander en julle word nou as nuwe skepsels geklassifiseer in die oë van die Here. En wat is daardie identiteit, lieve broers en susters? Deurdat ons die heilige tempel van God is, die julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis vir God. Sien broers en susters, die blote feit dat God vir ons die voorreg gee om te kan lewe, is nie sodat ons met ons lewe kan maak en doen sodat ons goed dink en goed voel nie. Die blote feit dat God sy genade vir ons vermenigvuldig en ons omsingel met sy barmhartigheid is nie sodat ons lewens volgens ons eie wil in kan rig en ons deur onsself selfsugtige begeertes gelei kan word nie. Nee, Jesus maak ons lewe sodat ons in staat kan wees om die Gees van God te kan ontvang. En sodat wanneer God se Gees in ons kom om ons te vul, dan het ons die voorreg om daaruit te begin lewe. So nou verstaan ons hoekom die apostel Paulus sê, dis nie ek wat lewe nie, want ek was dood in my sonde. Rendom was as te ware in die oë van die Here nutteloos gewees. Hy was niks en hy was vir geen goeie daad bestem nie, want hy was dood. Maar God in sy grootheid, God in sy ontferming en God in sy barmhartigheid ag dit goed om vir Rendom weer lewend te maak. Nie sodat Rendom kan lewe roekeloos soos wat hy wil hier op aarde. Nie sodat Rendom kan maak en doen wat hy goed voel en wat hy nog goed opstaan en lus is om te kan doen. Nee, hy maak hom lewend sodat hy in staat kan wees om die Gees van God in hom te kan huisves. Sodat wanneer ons lewe, ons nie in onsself lewe nie, sê die apostel Paulus, ons lewe deur die Gees wat binne in ons werk. En dit is die identiteit waartoe ons bestem is as mens hier op aarde. Dit is wat God van ons verlang in Jesus Christus, dat ons vanuit hierdie identiteit moet lewe as tempels van die Here wat sy Heilige Gees huisves. En broers en susters, wanneer ons oortuig en bewus is van hierdie identiteit, sal ons versigtig wees oor hoe ons met ons lewens in die lewe omgaan. Ons sal versigtig wees oor wat ons met ons liggame doen en waar ons liggame oral toelaat. Ons sal versigtig wees, lieve broers en susters, met dit wat ons onsself besig hou, want ons besef dat ons die custodians, die toesighouers, die ontvangers en die huisvesting is van die grootheid van God. En as ons daarvan oortuig is, lieve broers en susters,
twee keer dink om onsself besig te hou met sonde. Sal ons twee keer dink, broers en susters, om voor te leef in dit wat verkeerd is in die oë van die Here. Want, sê die apostel Paulus, julle identiteit as tempels van die Here Jesus Christus is vir hierdie eenvoudige doel. Sodat julle as 'n geestelike huis mag wees waarin God woon. Hierdie identiteit wat ons van God ontvang, is nie sodat ons daarop kan doen deur te sê ons het die heerlikheid van God binne ons. Hierdie identiteit is nie sodat ons nog meer roekeloos kan lewe en as te ware met mag in die wêreld om kan gaan en sê, ek besit die grootheid van God binne in my. Ek het die Heilige Gees binne in my, so nou kan ek bestraf, ek kan deurlê, ek kan die knie, net soos wat ek wil nie. Nee, broers en susters, hierdie identiteit, sê die apostel Paulus, ontvang ons juis sodat God in ons kan wees. Die Gees van die Here is aan werk binne in die mens, nie sodat ons broers en susters daardeur verheerlik of roem kan hê nie. Nee, die Gees van die Here is aan werk in die mens, sodat God meer sigbaar in ons kan word. Die Gees van die Here word oor ons uitgestort, sodat die Gees van die Here weer ek en u kan skaap, weer ek en u kan werk, weer ek en u kan snoei, weer ek en u kan sny, sodat God al meer sigbaar in ek en u lewe kan word. Ons broers en susters kom saam op 'n Sondagoggend, ons sit onder die geklank van God se woord, ons aanbid God hier saam, ons loof hom en ons hoor wat God met ons kommunikeer, broers en susters, sodat ons nie die voordele daaruit kan trek nie. Nee, is sodat God in ons kan werk, sodat broers en susters ons meer gelyk aan hom kan word. Want Paulus sê, toe ons lewend gemaak word, toe ons nader na God toe getrek word, was dit met hierdie doel, sodat ons as tempels van die Here geïdentifiseer kan word. En hoekom, broers en susters, word ons dit gedoen? Soos ek reg gesê het, sodat God in ons kan woon. Die Engelse gedeelte sê, ons is 'n dwelling place. Nou, 'n dwelling place, broers en susters, kom van hierdie kernwoord af, dwel. Nou, dwel in Afrikaans beteken mos woon. So met ander woorde, ons is die tempel van die Here, sodat God in ons kan woon. God moet net vir ek en u besoek op 'n roteerbasis nie. God moet net by ek en u op die rodes kom stil staan in ons lewens nie. Ons moet nie, vandag is ons baie geestelik. Ek weet asof al die wille in ons lewens los is. Nee, broers en susters, ons word lewend gemaak, sodat God in ons kan woon. So ek kan nie verstaan, broer Henny, as die gelowiges, die bekende mense, suster, ja, ek wil nog gepraat oor die paar en maar niks, ek gaan maar niks sê nie. Ons kan, broers en susters, sê, ons is kinders van die Here. Vandag is ons vol hallelujas, ons is vol lof, o liewe Vader, maar as het môre kwaad gemaak is, man, dan trek ons verkeerd baie uit, en dan was ons daai geliefde se gesig, sodat die son, broers en susters, nie oor ons kan skyn. Nee, as ons sê, ons is die tempel van die Here, ons is die huisvesting van die Heilige Gees, dan moet God konstant binne in ons woon. Dan moet 'n konstante heerlikheid van God sigbaar in ons wees, want hy sê, in julle, in wie
julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Soos is die Here, as ek die tempel van die Here is, moet God vandag in my woon. God moet môre in my woon. God moet volgende week in my woon. God moet volgende maand in my woon. God moet elke dag van my lewe moet God in my woon. God moet nie in my woon op grond van my gevoelens en dit wat ek ervaar in die lewe nie, sê die apostel Paulus. Nee, ons word lewend gemaak sodat ons as tempel van die Here as te ware God hier op aarde tentoon kan stel. Maar die vraag is, hoe doen ons dit? Hoe bly ons konstant as huisvesting van die Here? Hoe bly ons die konstante woning waarin God, broers en susters, gemaklik het in ons lewe vind? Vers 20 het ons daarin wanneer hy sê, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Nou, Albert is ons nog maar 'n architect en hy sal nou maar vir hom vra wanneer hy ons nou huise afteken en sy werk doen, is hierdie hoeksteen 'n kardinale element binne die konteks van 'n huis. As enige iets eers gebou word, waar is die hoeksteen van hierdie huis? Want dis die belangrike komponent wat alles vashou. Sien, broers en susters, as ons nie die hoeksteen Jesus Christus in ons tempels, in ons huisvesting vashou nie, dan sal ons nie die konstante tempel van God is waarin hy woon. Dan sal ons, broers en susters, soos die weer wisselvallig bly. Ons sal soos seisoene verander en ons sal met elke wind wat vir ons waai, sal ons deur mekaar gedruk word, want ons het nie stabiliteit binne in ons lewe nie. Paulus sê hier, broers en susters, as tempels van die Heilige Gees waarin God wil woon, moet julle seker maak dat julle huis, julle woning, julle bestaan, julle identiteit bou op die fundament Jesus Christus. Bou rondom die hoeksteen Christus Jesus wat alles vasbind en vashou. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons as gelowiges word elke male op 'n daaglikse basis word ons versoek deur ander lande beproewings op ons lewe. Daar kom, broers en susters, verskillende winde op ons sterwende stof en op ons reis hier op aarde wat ons stabiliteit bedreig en toets, broers en susters, die egtheid van ons bestaan. Jy sien, broers en susters, wanneer hierdie tye oor ons wegkom, wanneer hierdie storms oor ons lewe spoel, wanneer hierdie winde ons hele bestaan bedreig, is dit juis, broers en susters, hierdie fundament, hierdie hoeksteen wat ons staande hou te midde van storms, te midde van drukvinde, te midde van veranderende weersomstandighede. En daarom moet ons met konstantheid in ons lewe, ons lewens bou op die fundament Jesus Christus, die ook vir ons lewe gemaak het. Want wanneer ons tempel, ons huisvesting bou op die rots Jesus Christus, sal ons vir ewig staan. Vir Paulus, broers en susters, is dit belangrik dat die gelowiges hierdie individuele roeping verstaan. Dat die gelowiges daarvan oortuig is van hulle nuwe identiteit. Want wanneer Paulus nou verder met die volk in Efese gaan praat, gaan hy nou met hulle praat as 'n kollektiewe gemeenskap. Ons het gesê, die eerste 2 hoofstukke van Efesiërs fokus die apostel Paulus op die gelowige as 'n individu. Hy fokus op hulle afsondering in hulle eie roeping en daarom is dit vir Paulus belangrik dat die gelowiges moet verstaan. Ons bestaan is juis om vir God te huisves.
Ons bestaan is om die grootheid van God te ontvang. Ons bestaan is om toe te laat dat God in ons woon. Maar wanneer God in ons woon, wanneer God sigbare gestalte en daarmee van ons skryf, dan kan God met ons werk binne die kollektief. Sien broers en susters, wanneer ons nie in ons individuele reis met God reeds ontmoeting met hom gemaak het. Wanneer ons nie in ons individuele bestaan, broers en susters, tot hierdie nuwe identiteit gekom het, word ons telkens 'n struikelblok binne die konteks van die kollektief. Want ons verstaan nie ons eie roeping en ons eie identiteit nie, en nou is ons verander 'n hindernis, 'n struikelblok binne die konteks van die kerk. Ons praat in huis hier in hoofstuk 1 en hoofstuk 2 met die gelowiges, sodat hulle eie identiteit, hulle eie roeping en hulle individuele verhouding met God reg kan kry. Maar wanneer jy nou van die praat van 'n hoofstuk 3, praat jy met hulle as 'n geloofsgemeenskap in die Here. En daarom is dit vir Paulus belangrik dat ons moet verstaan dat ons word lewend gemaak. Ons word medeburgers van God gemaak. Nie vir ons eie voordeel, maar sodat ons bekend is van die Here die op aarde kan wees. En wanneer ons nou in hoofstuk 3 en hoofstuk 4 kom, sal ons verstaan hoekom Paulus sê, ons is bekend van die Here. Sal ons verstaan hoekom dit vir Paulus belangrik is dat ons identiteit in hierdie roeping moet vind en daarop moet bou. Want so pas ons binne die grote liggaam van Christus Jesus. Mag God ons daartoe genade gee. Mag God ons daartoe help. Terecht soos ek in ons diens van verontmoediging gesê, om hierdie 40 dae die kruisiging van Jesus Christus in ons eie egos te sterf. Mag God ons help in ons identiteit wat ons vir onsself formuleer, te sterf, sodat Christus weer sigbaar in ons kan word, sodat ons ook die huisvesting van God wees in die Gees die op aarde kan wees. Ons behoort aan God, en daarom is ons nie ons eie mensie. Ons is nie ons eie etnie, daarom is ons sy tempel hier op aarde. Mag ook gee dat ons ook daartoe liefde as tempels binne in ons afsonderlike tempels. Amen. Here, ons dankie vir die kosbaar en die heilige woord. Wil U dan, Here, die Gees so elkeen van ons doen. In Jesus' naam. Amen. Geliefdes, ons het aan die einde van ons erediens vanoggend gekom en ons gaan saam staan, dan gaan ons stoklied sing, gesang 3:5, wat natuurlijk ook die gebed is wat Here vir ons geleer. Kom ons staan saam en dan sluit ons erediens af deur met mekaar die Onse Vader gebed dan ook saam gesing, terwyl ons erediens afsluit.
kan hoor as huisvestings van sy Heilige Gees en lewe as sy kinders. Mag die genade van die Here Jesus Christus wat ons lewend maak, maar ook die grootheid van God wat ons nader na ons aantrek, so in elkeen van ons wees, sodat ons as verantwoordelike huisvestings, verantwoordelike tempels aan die Heilige Gees hier op aarde ook mag leef, sodat mense deur ons dade, deur ons woorde, die grootheid van God ook mag sien skyn, tot wanneer hy weer kom. Amen. Die Here seën elkeen in sy dag en die nag van die